Welkom by hierdie week se AMT landbou weervooruitskatting. Die El Niño is besig om te ontwikkel met die kans vir 'n super El Niño wat ongeveer 20 tot 25% is, maar beteken dit ook super droë toestande. Dan verwag ons nou kouer toestande met reën wat in die Wes-Kaap kan begin val. Hierdie week se landbou weervooruitskatting word natuurlik moontlik gemaak deur Komdi Graanbemarking. Goeiedag. Ons het hierdie laaste paar weke redelik baie reën gehad oor groot dele van die land, maar meer gekonsentreer na die westelike dele. Nou dit is tipies van 'n La Niña verskynsel, dat reën hierdie tyd van die jaar weswaarts skuif. En reën is altyd welkom, maar dit kan partykeer probleme begin skep. Byvoorbeeld in die Appington gebied met die druiwe, alhoewel die druiweoes en die rosientjie-oes afgehandel is daar 'n geweldige siektedruk. En vir 'n plek soos Appington het dit van die laaste week van Oktober tot middel van April meer as 120 mm reën wat voorgekom het. Nou, om dit net in perspektief te stel, dis omtrent 70% van die jaarlikse totale reënval. So daar begin probleme kom. Die veidingstoestande is egter fantasties, party plek amper te nat, maar groot dele van die Kalahari en die Karoo lyk baie mooi. So lyk die toestande vorentoe. Vir hierdie volgende week is daar weer reën op pad, maar dit lyk asof dit meer na die ooste kant toe gaan skuif. Hier die Vrystaat, Noordwes provinsie, Mpumalanga en die gedeeltes, maar daar's ook 'n frontale stelsel wat vir ons redelik reën in die Wes-Kaap kan bring. En dit behoort dalk die eerste regtig waar goeie neerslag te wees wat gaan voorkom. Ook die week hier van 22 tot 28 April nog 'n klompie reën. Dalk nie swaar reën nie, maar baie bewolkte toestande, baie vochtige toestande. En dit is veral ons boere wat moet begin grondbone uithaal. Die Lucerne boere kry swaar. So daar is maar probleme, maar ten minste lyk dit oor die algemeen goed. Om dit af te breek, hier rondom 17 April kan ons sien die frontale stelsel wat hier oor die suidwestelike dele inbeweeg, en dit lyk asof neerslae van 30 mm of meer moontlik is oor dele van die winterreënvalgebied. Ook hier oor die sentrale dele 'n klompie reën. 19 April weer 'n frontale stelsel, weer 'n klompie reën, en dan ook hier weer oor die sentrale dele. 22 April skuif hierdie patroon dan heelwat ooswaarts en lyk hierdie laaste week van April redelik goed vir reën oor die sentrale tot oostelike dele van die land. Met die koue front wat deurkom, daal temperature. En ons kan sien, hierdie is die voorspelde minimum temperatuur vir 21 April en die groen gedeeltes is waar dit kouer word of die minimum temperature onder 10, onder 12 grade gaan wees. Ons kan sien hoe die koue front deurkom. Dit lyk nie of daar ernstige ryp gaan voorkom nie. Hierdie kaart wys vir ons daar in die suide van die Noord-Kaap, Sutherland en die gedeeltes, ook dele hier in die Oos-Kaap waar temperature tot by vriespunt of 'n bietjie laer kan daal. Dis die blou gedeeltes daar. So dit lyk asof, en as dit verby is, behoort dit weer 'n bietjie warmer te word. Ons weet daar gaan 'n El Niño wees. Hierdie is die waarskynlikheid vir El Niño. Die rooi gedeeltes, daar is nie meer blou wat vir ons 'n kans gee vir La Niña nie. Die volgende maand of 2 oorgangsfase neutraal, maar ons is byna 100% seker dat daar 'n El Niño gaan wees. En in die nuus is daar nou baie keer al genoem van 'n sogenaamde super El Niño. Dit is maar net wanneer seeoppervlaktemperature meer as 2 grade Celsius warmer as normaal is oor 'n redelike lang periode van 'n paar maande. Hier word dit opgedeel. Die bruin gedeeltes bo gee vir ons die kans vir 'n super of 'n baie sterk El Niño, warmer as 2 grade Celsius.
So ons kan sien hier na die midsomer toe, is daar so 20-25% kans vir 'n super El Niño, maar ons gaan ten minste 'n medium tot sterk El Niño ingaan. Die groot vraag, wat beteken dit vir ons? En hierdie is die reënval, die Suid-Afrikaanse opbrengste ton per hektaar, die afwyking vanaf die gemiddeld of van die verwagte opbrengste hier van 1980 af omtrent, en ons het gaan sorteer. Die El Niño jare is rooi, die La Niña jare is groen en die neutrale jare is blou. En ons kan sien dat die meeste El Niño jare is aan die linkerkant, waar ons in 1991-92 was die opbrengs 60% onder wat verwag is vir daardie jaar. Die bruin gedeeltes is die vorige 3 sogenaamde super El Niños, 82-83, 2015-16 en 1997-98. En ons kan sien, hulle is nie by die heel linkerkant, by die super droog, swak oeste nie, maar dit gaan nog steeds ver onder gemiddelde opbrengste vir ons gee. So, super El Niño, baie droog, maar dit hang baie keer meer af wanneer hierdie El Niño ontwikkel en wanneer hy versterk. Soos byvoorbeeld in 91-92, hierdie ontwikkeling laat nog aangehou, Januarie, Februarie, en dit het vir ons die baie droë toestande gegee, en ook dit wat die vorige jaar gebeur het, maak ook 'n verskil oorgedraagde vog. So ja, opsommend, nog reën vir die volgende paar weke. Goeie nuus vir die Wes-Kaap, lyk na goeie neerslae oor veral die westelike, suidwestelike dele. Kouer toestande, maar nog nie swaar ryp nie. El Niño gaan begin ontwikkel. Die kans vir 'n super El Niño is ongeveer 20-25%, maar is nie noodwendig super droë toestande nie. So ja, mooi loop en lekker boer. Baie dankie Johan, soos gewoonlik baie insiggewend gewees. Hierdie episode word moontlik gemaak deur Komdi Graanbemarking. Skakel gerus weer in volgende week.